heartbeat rising. You're tuned to the pet pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiedag en welkom by The Pet Pulse. Ek is Eliana en hier op The Pet Pulse vier ons alles wat ons troeteldiere so 'n groot en spesiale deel van ons lewens maak. Hier gesels ons lekker oor diere, ons het oop en eerlike gesprekke en deel praktiese raad. Ons glo dat liefde vir troeteldiere hand aan hand moet gaan met die regte kennis, want hoe beter ons hulle unieke behoeftes verstaan, hoe beter kan ons vir hulle sorg. So of jy nou 'n hond, kat, voël of enige ander troeteldierliefhebber is, bly ingeskakel. Jy luister na The Pet Pulse, waar ons liefde vir alle diere deel. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor troeteldiersorg en die navorsing doen en raad vra wat daarmee gepaard gaan. Ek wens ek kon een magic finale antwoord gee wat sê, gaan kyk 100% eksklusief net hier vir al die raad wat jy nodig het. Maar dis ongelukkig nie so maklik nie en ook nie so black and white nie. Ek gaan wel vandag my bes doen om goeie wenke te gee, om jou te help om die beste besluite te maak, om die beste raad te volg. As jy al ooit raad oor jou troeteldier gesoek het, sal jy weet hoe vinnig dit totaal oorweldigend kan raak. Jy vra een vraag, jy kry skielik 10 verskillende antwoorde en almal klink so oortuig van hulle saak. Iemand sê jy moet meer voer, iemand anders sê minder. Iemand sê meer hanteer, iemand anders sê los die dier uit. En nou sit jy daar en wonder, maar wie is reg? Want almal klink beslis of hulle dink hulle is reg. Almal glo hulle is reg, so wie moet jy dan nou glo? Die waarheid is, nie alle raad is ewe goed nie. En nie alle raad pas by elke dier of by elke situasie nie. Onthou, doen altyd soveel navorsing as menslik moontlik, sodat jy kan sien waar die basiese punte van sorg vanuit verskillende bronne wel overlap. Jy sal ook 'n algemene tendens sien van hierdie spesifieke raad is oudtyds, ons het dit gedoen back in the day, maar vandag doen ons beter en ons doen eerder hierdie ding. En jy sal ook sien dat daar algemene tendens is van raad wat mense sê, alright, hierdie is eintlik 'n mite. Hierdie is glad net nie van toepassing nie. Een van die grootste foute wat mense maak is om 10 mense se raad op een slag te probeer volg. Ek persoonlik vind dit gebeur gereeld omdat die persoon agter die maklikste raad aan is. So jy vra vir raad, dit wat jy kry klink vir jou so 'n bietjie na moeite, jy vra weer raad, dit klink weer na so 'n bietjie moeite, jy vra raad, hierdie klink bietjie beter, jy vra weer raad, dit klink weer bietjie beter, en op die ou end kombineer jy al hierdie raad wat jy gekry het op een of ander weird manier wat net regtig nooit gaan werk nie. Vandag verander jy een ding, môre verander jy 'n ander ding, oormôre verander jy nog 'n ding, die dag daarna verander jy nog 'n ding. En op die ou einde weet jy nie eers wat presies die verskil gemaak het en of jy alles eintlik net erger gemaak het nie. Dis baie beter om jou dier van die begin af aan te skaf by 'n persoon wie se kennis en ervaring jy vertrou. Iemand wie jou gaan help as 'n mentor en om in daai rigting te bly, om sy raad te volg. Kies een persoon en gee dit 'n kans om te werk. Observeer jou dier en bou van daar af, maar moenie 'n klomp verskillende mense se raad kombineer in een heeltemal 'n nuwe prinsip nie. Nog iets wat jou baie gaan help, is om nie net die raad te vat nie, maar om te vra hoekom. Nie om moeilik te wees nie, maar sodat jy beter kan verstaan en dan ook beter besluite kan neem. Hoekom moet ek dit doen? Wat probeer ons oplos? As iemand vir jou sê, doen X, moet daar 'n rede wees, soos, want die dier het Y nodig, of die dier reageer op Y manier. Sodra jy daardie link begin verstaan, en verstaan hoe jou dier se kop werk, begin alles baie meer sin maak. Jy begin dan baie minder afhanklik raak van elke liewe opinie wat jy hoor, en jy sal sommer dadelik begin agterkom, wanneer mense eintlik besig is om net absolute nonsens te praat. Raad wat begin met in die natuur is oor die algemeen valid raad. Maar onthou ook, ons diere is nie meer fisies in die natuur nie. En dus is elke stukkie raad wat begin met in die natuur nie altyd goeie raad nie. Onthou, in die natuur is dit doodnormaal om deur 'n leeu opgevreet te word.
En ek dink nou nogal, ons almal kan saamstem, dis nie besonder goed vir jou gesondheid as 'n leeu jou vreet, nê? So as die raad wat begin met in die natuur enigsins 'n kans het om te lei tot 'n besering of stres of trauma, skiep daai raad. Moenie luister nie, ignoreer dit maak nie saak nie. Maar as die raad gaan oor hoe die dier funksioneer en hoe hy dink en hoe hy reageer op die wêreld om hom en hoe sy liggaam werk, luister dan mooi. Eerlikheid is ook belangrik wanneer mens spesifieke raad soek oor 'n spesifieke probleem. En dit is belangrik om dan akkurate inligting te gee. Net soos dit geld as mens veearts toe gaan, geld dit ook as jy raad vir basiese sorg of, soos ek sê, 'n probleem soek. As jy jou kat veearts toe neem vir maagprobleme en jy weet vir 'n feit jy voer vir hom niks anders as marshmallows vir een of ander rede nie, help dit nie jy jok vir jou veearts daaroor nie, want jy bemoeilik net sy werk. As jou dier al 'n week lank oulik is, help dit ook nie jy jok en sê hy is eers van vanoggend af siek nie, want weer eens maak jy net die veearts se werk moeiliker. Eerlikheid help almal, insluitend jou dier. Onthou ons almal maak foute. Ons is net mense. Om die fout reg te maak en die probleem op te los is wat nodig is. En om dit te doen, moet mens oop en eerlik wees oor wat jy al probeer het, wat jy al gedoen het en wat presies aan die gang is. So ver raad gaan kan iemand dalk sê jou slang eet nie, want jou hotspot temperatuur is te laag. Stel dit warmer. Dan behoort jy te vra, maar hoekom? Sodat jy verstaan en nie net doen nie, want die hoekom agter die situasie help jou om te verstaan. Dit help jou om jou dier beter te leer ken. Rede is, want 'n slang se metabolisme is afhanklik van 'n eksterne hittebron. As dit te koud is, kan hy nie sy kos behoorlik verteer nie en hy verloor sy eetlus. So dit is nie 'n geval van maak die kas warmer nie, dis omdat die dier se liggaam so werk en as jy dit verstaan, gaan jy 'n baie beter slangmoeder of slangvader wees. Dis ook nie net randomly maak warm soos dit vir jou goed voel nie, maar maak warm volgens die spesifieke spesies se behoeftes. Jy gaan ook die temperatuur moet meet met 'n temperature gun om te verseker dis nie te koud of te warm nie. Daar moet altyd 'n rede wees vir die raad om jou te help om te verstaan. En as jy byvoorbeeld in hierdie situasie geen hittebron het nie, of geen temperature gun het nie, gaan dit nie help jy jok en sê, okay, ek maak so, ek stel warmer nie. Wees eerder eerlik en sê, ek het nie hierdie goed nie. Wees eerlik en sê, ek weet nie waar om dit te koop nie, ek is nie seker wat om te koop nie, ek is nie seker hoe om dit te gebruik nie. En op so 'n manier gaan jy raad kry oor presies wat om te koop en ook hoe om dit te gebruik. Iemand sê dalk vir jou, gee jou papegaai 'n lekker groot verskeidenheid gemengde groente, vrugte, hardgekookte eier en reepies hoender as 'n ekstra. En jy vra, maar hoekom dan nou? Want in die natuur eet hulle 'n ongelooflike verskeidenheid kosse. Hulle is konstant besig om te forage vir ietsie om aan te pesel en deur al hierdie ekstra vir hulle te gee, bring ons hulle nader aan die voeding wat hulle lywe benodig. Kom ons sê ek stel voor dat jy jou troetelslang 'n kleiner huisie gee om in weg te kruip waarin hy lekker knap gaan pas, want sy huidige huisie is te groot. En jy vra maar hoekom? Dis mos nou nie lekker om squished te wees nie, hy wil mos spasie hê. Maar as ek dan vir jou sê, dit voel vir 'n slang veilig as sy lyf aan al die kante van sy huisie raak, want dan kan niks hom van die kant of van agter bespring nie, en hy voel baie veiliger en nie konstant gestres nie, gaan dit vir jou begin sin maak. Onthou ook, as jy raad vra, veral in 'n geval waar iets fout is, en iemand gee jou in return 10 vrae om te beantwoord, ek beloof dit is nie omdat ons niks beter het om te doen, of dit gaan lekker wees om jou te interrogate, nee. Dis omdat ons al daardie inligting nodig het, om deur 'n troubleshooting proses te gaan, en jou te help om die probleem op te los. Op so 'n manier kan ons presies sien wat is reg, wat kan dalk verbeter word, en wat is dalk totaal verkeerd. Weereens, eerlike antwoorde is nodig. As jy oneerlik is in jou antwoorde, is daar geen manier wat ons vir jou akkuraat kan help nie. Onthou, daar is ook 'n groot verskil tussen iemand wie ons net noem boekslim en werklike ervaring.
Boekslim is belangrik, dis waar jy die basiese beginsels leer. Jy leer wat 'n dier nodig het, hoe hulle liggame werk, wat die algemene riglyne is. Maar ervaring is wat jy leer, hoe dit in die regte wêreld lyk. Dis die verskil tussen om te weet wat jy veronderstel is om te doen, en dan om te weet hoe om dit werklik toe te pas. Mens kan byvoorbeeld alles lees oor jou troetelslang, maar eers wanneer jy self met hulle werk, begin jy die klein goedjies raak sien. Die subtiele verandering in gedrag, hoe hy lyk net voor hy gaan vervel, nie net die val oogies nie, maar ook die wangetjies wat 'n bietjie droopie lyk, en jy gaan sien wanneer iets net nie heeltemal reg voel nie altyd is soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Dis nie altyd iets wat jy in 'n artikel gaan lees nie. Dis iets wat jy leer met tyd en met praktiese ervaring. Daar is baie goed wat jy in persoon moet sien en ervaar, voor jy regtig vertroud is om dit te hanteer. Mense wie boekslim alleen is ook nie altyd bewus van hoe slegte situasies in die werklike lewe kan uitspeel nie. Hulle mag dalk selfs reken dat alles eintlik maanskyn en rose is, en dat alles eintlik oukei verloop, en dat die kanse baie min is dat iets nie oukei gaan verloop nie. 'n Boek gaan vir jou die beginsel gee wat baie belangrik is, maar ervaring help jou om die fyn balans te vind. Trial and error leer jou baie meer as 'n boek alleen. Dit klink vreeslik om dit so te stel, maar dit is die werklikheid en dit is hoe jy leer, okay, hierdie ding het nou nie vir my gewerk nie, maar hierdie effense alternatief werk wel baie goed. Dit gaan jou ook help om eendag iemand anders te help met dieselfde situasie, en jy kan sê, wel, hierdie is die norm, hierdie is wat mense gewoonlik doen, maar dit het nie so lekker vir my gewerk nie, so ek het hierdie klein tweak gemaak, en dit is wat ek nou doen, en daai persoon het 'n keuse oor wat om te probeer. Ervaring is natuurlik ook belangrik, omdat dit jou help om vroeg raak te sien wanneer iets nie reg is nie. Nog iets van net boekslim wees, is dat dit dikwels baie reguit klink, en baie eenvoudig klink. Doen hierdie ding, en moet hierdie ding nie doen nie. Maar ervaring leer jy dat dinge nie altyd so black and white is nie. En dit leer jou ook dat die diere nie hulle care sheets lees nie, en nie altyd presies volgens dit leef nie. Soms verras hulle ons, soms doen hulle weird goed, soms werk iets perfek in een situasie, maar nie in 'n ander nie. Dit is ook hoekom twee ervare mense soms effens verskillende raad kan gee. Nie omdat een verkeerd is of heeltemal van die wa af is nie, maar omdat hulle uit verskillende ervarings praat. Onthou, veral as dit kom by reptiele, selfs die klimaat waarin jy woon en die huis waarin jy woon, kan 'n massiewe verskil in die sorg maak, as ook die tipe kas waarin jy jou dier aanhou. Google en sosiale media maak alles eintlik net nog meer kompleks. Dis jammer, want daar is ongelooflike goeie inligting daar buite, maar daar is ook baie inligting wat heeltemal uit konteks is, of net plainweg laf is, en geen mens weet wie op aarde dit opgedroom het, nie. As jy nog nooit raad oor jou dier gesoek het aanlyn, en iets raak gelees het wat so vergaande is, dat jy eers 'n koffiebreek kort nie, was jy nog nie lank genoeg op die internet gewees, nie. Maak ook 'n punt daarvan om te leer om jou dier te lees. Jou dier gaan nie vir jou in woorde sê wat fout is nie, hopelik nie, maar hy wys dit in sy gedrag. Hou sy eetlus dop, beweging, houding, sy reaksie op die wêreld om hom. Hoe meer jy kyk, hoe beter begin jy verstaan. Jy sal sien, my hoender loop vandag nie op dieselfde manier nie. Daar soos dalk 'n pyn of 'n skeet iewers. My lovebird tree 'n bietjie vreemd op, en die toiletgewoontes lyk nie so goed nie. Ons moet hierdie dop hou. My bearded dragon is ewe skielik permanent omgekrap, en hy is heeltyd in die glas op en af. My kat sukkel skielik om die litterbox te gebruik. Hy tree vreemd op wanneer hy die toilet probeer gebruik. My slang wil skielik die heeltyd in sy waterbak lê. As jy jou dier ken en gewoond is aan wat hy gewoonlik doen, sal jy baie vinnig sien wanneer daar iets abnormaal is aan hom. Wat jy ook sal sien, veral op sosiale media, op Google, is dat die regte raad tog 'n paar keer opduik uit verskillende bronne. En om soveel moontlik bronne deur te werk, gaan jou help leer hoe om raad te evalueer. Wie is die persoon wat hierdie raad gee? Watter tipe ervaring het hulle? Sugarcoat hierdie persoon dinge, of is hy oop en eerlik, selfs oor moontlike slegte en onplesierige situasies? Hoekom sê hierdie persoon dit? Gee hy 'n rede daarvoor?
Maak hierdie raad sin vir my tipe dier? En as daar 'n rede gegee word agter dit, verstaan ek dit of moet ek nog navorsing doen voor ek besluit of ek dit verstaan? Die beste plek om uit te kom is nie waar jy elke keer moet vra wat om te doen nie, maar waar jy self begin verstaan hoekom jy iets doen en jy kan net double check waar nodig is. En dit is waar goeie dieresorg regtig begin, en wanneer jy op daai vlak kom, gaan jy natuurlik ook in staat wees om ander mense te help. En daai mense gaan weer nog mense help. En so is dit hierdie eislike groot ripple effek van almal wat mekaar help met raad wat werklik werk en werklik getoets is. En so bring dit ons aan die einde van vandag se episode van The Pet Pulse. Onthou, liefde tesame met die korrekte sorg, verantwoordelikheid en die wil om soveel moontlik van ons diere te leer is uiters belangrik. So verseker ons dat hulle gelukkige lewens saam met ons het. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Iliana en ek sien uit om volgende keer weer saam met jou te gesels oor alles wat ons diere se lewens beter maak. Tot volgende keer en gee intussen namens my vir jou troeteldier 'n ekstra cuddle. Low, low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.